Goeiedag. Baie welkom as jy vandag ingeskakel het by hierdie boodskap. Ek wil graag vandag praat oor liefde. Ja, liefde maak die wêreld omgaan. Dominees praat baie oor liefde, maar ons kan dit nie help nie, want die Bybel is vol liefde. Ons God is liefde. Ja, en die ander rede hoekom ek vandag graag oor liefde wil praat is, ons is in ons gemeente besig met 'n reeks en ons tema vir die jaar is in beweging en soos ons lewens is op 'n reis. En dit ons mekaar gevra, maar okay, wat se goed het mens nodig in hierdie reis? En ons het bietjie dalk al gesels oor wat is in jou rugsak en sulke tipe temas. En ons sê ook vir mekaar, wanneer jy op reis is deur jou lewe, jy stap nooit net alleen nie. Daar's dalk fases in jou lewe waar jy dalk alleen stap, maar selfs al gaan stap jy 'n Camino en jy stap hom alleen en nie met nog iemand by jou nie, gaan jy die hele tyd in ander stappers vasloop. En dit is hoe ons lewe ook is. Jy kan nie alleen deur die lewe gaan nie. As jy in beweging is, op jou reis deur jou lewe, gaan jy jouself altyd teen ander mense vasloop. So, jy sal dalk baie keer dink, jy wil jouself isoleer, want mense bring vir jou net moeilikheid. Dit is nie die punt nie. Jy gaan altyd gesinslede hê, jy gaan altyd familielede hê, jy gaan altyd werkskollegas hê, vriende, en daarom wil ek graag vandag gesels oor liefde, maar die eerste reisgenote wat jy op jou pad het deur jou lewe, is die mense met wie jy 'n dak deel, jou gesinslede. Nou jy bly dalk op hierdie stadium alleen, jy bly dalk nie nou fisies meer saam met jou broers en susters en pa en ma, onder dieselfde dak nie, maar op hierdie stadium is my gesin bestaan nou weer uit 'n man en kinders, so dis nou wie onder my dak is. So ek wil hê jy moet bietjie dink, wie is die mense die naaste aan jou? Jou broers, jou susters, jou lewensmaat, jou kinders, jou pa, jou ma, daardie mense wat jy metafories mee 'n dak deel. Ek wil daar begin, in daardie kernverhouding, wat eintlik baie dinge, die res van die dinge in ons lewe ook bepaal. Nou die bekendste gedeelte wat ons oor die liefde het, is die liefde is geduldig, vriendelik, nie afgunstig nie, nie grootpraterig nie, nie vol van dit self nie. Dit soek nie sy eie belang nie. Dit is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die slegte nie, maar is bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Hierdie is 1 Korintiërs 13. Dit is nie 'n eenvoudige lys nie. As ek dit lees, dan kom ek nie eers noodwendig die eerste opdrag, geduldig, kom ek eers noodwendig altyd na nie. Maar dit is die eis van die liefde. Ek wil dit nog 'n trappie verder vat. Johannes 13 vers 34 sê, ek gee julle nou 'n nuwe opdrag en dis Jesus wat praat. Julle moet mekaar lief hê. Okay? Maar hoe? Hy sê, Jesus sê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. Nou is die opvolgvraag, okay Jesus, as ons mekaar moet lief hê, soos u ons lief gehad het, hoe het u lief gehad? En dan wil ek graag vanoggend vir ons uit Filippense 2 vers 3 tot 8 lees. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy homself moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. So Jesus Christus het letterlik in my en jou skoene kom inklim. Dis nie dieselfde soos om te sê, ek gaan probeer dink, hoe moet dit wees om bejaard te wees soos my ouers? En
elke oggend met pyne wakker te word, of ek gaan probeer dink hoe dit wees om weer soos 'n tiener te wees, om jouself in te dink hoe dit moet wees, om soos, Jesus het nie net gedink nie, Jesus het gedoen, hy het letterlik 'n mens geword, 'n God wat 'n mens geword het. Hy het nie homself probeer indink in skoene nie, hy het in daai skoene ingeklim. En dit was nie noodwendig sy size nie. Jesus was selfloos en hy het nie veroordelend homself kom leegmaak ter wille van my en jou. Die woord wat vertaal word in die Grieks vir verneder, kan ook vertaal word met uitgestort, uitgegiet, uitgegee, weggegee, verneder, niks van self nie, uitgestort ter wille van. Dis nie iets wat jy doen nie, dit is iets wie jy is. So daar word in hierdie teks van 2 vernederings gepraat. So kom ons gesels gou vir 'n oomblik, hoe het Jesus lief gehad? As ons wil verstaan hoe ons mekaar moet lief hê. Die eerste vernedering was menswording. So, Jesus het 'n mens geword. Jesus is 'n ewige wese, hy is God. In die ewigheid waar daar nie sonde is nie, Jesus is heilig. Jesus het 'n baba geword, 'n brose baba wat uitgelewer is aan ander, wat hom skoon moet maak, hom moet aantrek, hom moet voer, in 'n stikkende wêreld. Hy is God self. Jesus het die hemel met al sy glorie opgegee vir 'n stal wat stink na diere. Hy was die engele was sy geselskap gewees en toe kom hy aarde toe en toe's mense sy geselskap. Hy sy alomteenwoordigheid verruil vir 'n liggaam. 'n liggaam wat jou bind aan tyd en plek en honger en dors en moeg en Jesus het dit alles gedoen, hy het mens geword, 'n ewige wese in sonde vasgevang. Die tweede vernedering wat Jesus deurgemaak het, is die kruisiging. Dit is 'n aaklige dood om te sterf en ons is nou al klaar verby Paasfees en ek wil nie nou in die detail ingaan van die dood aan 'n kruis nie, maar dit was 'n absolute publieke spektakel. Die Romeinse ryk het hierdie manier van vernedering en doodmaak gebruik om jou totaal te stroop van jou menswaardigheid. Dit was die laagste punt van sosiale bestaan wat jy kon deurgemaak is. Jy's gestroop van alles. En dit was die punt. Die Romeinse ryk wou daardeur wys, jy dink jy het mag oor jou eie lewe, maar ons het selfs mag oor jou lewe en oor jou dood. Die kruisdood is seer, pynlik. Dis 'n absolute marteling. Dis so na as moontlik aan hel op aarde wat jy kan kom. Ons dra kruisies om ons nek, ons dames, om te wys, dit is ons bron van redding en ons raak opgewonde oor dit en ons het kruise in ons huis. Die kruisdood was 'n verskriklike ding. Maar Jesus het dit kom doen vir my en vir jou. Nou hoor ek hoe Jesus lief gehad het en ek dink dadelik by myself, dis nie vir my nie. Ek kan nie so lief hê nie. Dis te erg. Ek kan nie glo dat Jesus dit in 'n geval van my en jou verwag om so te wees nie, want ons kan nie. Ons kan nie op daardie manier lief hê nie. Ons probleem is ook natuurlik ons individualistiese wêreld. Daar word die hele tyd vir ons in ons onderbewussyn, in advertensies, op die TV, in gesprekke wat ons met mekaar het, sonder dat ons eers agterkom dat ons dit doen, word daar goed gesê soos, jy moet net seker maak dat jy vir jouself opstaan. Niemand gaan dit namens jou doen nie. Selfsorg is belangrik, en selfsorg is belangrik, onthou, as jy niks het om te gee nie, omdat jy nie na jouself kyk nie, kan jy in elk geval nie ander lief hê nie, so ek is nie teen selfsorg nie, hoor my,
Maar ons word die hele tyd gesê, kyk uit vir jouself. Kies jouself, niemand anders gaan nie. Maak seker dat jy groei en meer word en vorder in die lewe. En dan baie keer gaan jy op ander mense moet trap om dit te doen, maar dan sal dit nog steeds die moeite werd wees. Dis nie wat ek hier lees nie, dis nie wat ek hier hoor nie. Wat ek lees as ek hoor van liefde, is dit 'n uitstort, uitgiet, gee van jouself, lê jouself neer op 'n altaar van offer. Maar daar's nou nog iets oor Jesus se lewe wat ons mekaar moet sê. Ons hoor van 'n krib in 'n stal. Ons hoor van 'n kruis, 'n aaklige dood. Maar ek weet ook van 'n kroon. Jesus het 'n kroon ontvang. Ons sê in ons geloofsbelijdenis, Jesus Christus het gesterf, hy's begrawe, hy het op die 3de dag weer opgestaan uit die dode en sit aan die regterhand van God. Jesus Christus heers, hy is koning, hy het 'n kroon, hy het die oorwinning behaal. As jy hierdie tipe lewe kies, waar jy jouself uitgiet ter wille van ander, dan is 'n kroon ook deel van jou storie. Dan kan jy die kroon ook beerf, die oorwinning, 'n sinvolle lewe. Hierdie voorstel, geliefdes, is nie maklik nie en ek kry dit ook nie, ek kry dit nie noodwendig altyd reg nie, maar ek weet net, as jy hierdie tipe lewe kies, dan sal jou lewe vol van sin en betekenis wees. So kom ons kyk dan, hoe kan ons prakties bietjie ons naaste geliefdes, die mense die naaste aan ons in ons lewensreis, lief hê. So die eerste ding wat ek hoor is, ons moenie uit ritme uitkom met mekaar nie. Nou ons kan nie nou fisies in die velle van ons geliefdes inklim soos Jesus dit met ons gedoen het nie. Maar jy kan ten minste probeer om so na as moontlik aan jou geliefdes te kom. En die eerste beeld wat by my opkom is, moenie uit ritme raak met jou geliefdes nie. As twee mense dans en die een volg die hele tyd sy eie kop en die ander een sy eie kop, dan dans jy nie lekker nie. Alles is 'n gestamp en 'n gestoot. Alles is baie gefrustreerd en eintlik op die einde van die liedjie dankbaar dis net verby. Dit maak jou moedeloos as jy so die hele tyd net vir jou eie wil veg. As twee mense dans, dan is julle in 'n ritme met mekaar. Julle lees mekaar se taal, julle luister, julle is ingestel op mekaar se behoeftes, leiding, volg, gee, neem. Ons moenie uit ritme raak met ons geliefdes nie. En as jy die voorreg het om 'n huweliksmaat te hê, dan wil ek net sê, om in ritme met jou huweliksmaat te bly, is om seker te maak dat julle maats bly met mekaar. Stry met alles in jou wese teen net oorlewing. Om net so verby mekaar te leef. En ek sê nie hierdie omdat ek dink dit is maklik, of omdat ek dit altyd reg kry nie, want ek het 2 Peters in my huis op hierdie stadium. So dit gebeur baie maklik dat daar sommer 'n week verbygaan, dat mens net agterkom, ek en hierdie lewensmaat van my het nie eers een sinvolle gesprek met mekaar gehad en ook nie eers een gesprek klaar gemaak nie. Maar maak seker dat julle maats bly. Lag saam, deel stokperdjies, gaan op uitstappies, braai ergens net. Check net in, lees saam Bybel. Kies 1 of 2 van hierdie goed wat ek nou genoem het, want dit is nie altyd moontlik vir alles nie, want ons is al ewig aan die hardloop, maar hierdie gehardloopry maak dat ons uit ritme met mekaar raak, want ons kyk mekaar nie in die oë nie, ons beweeg nie saam nie. Jou kinders, jy gaan jou kinders elkeen individueel moet lief hê, want hulle het almal verskillende persoonlikhede. Wat jy vir die een doen, gaan jy nie vir die ander een kan doen nie, maar hier's die kern, ken jou kind. Weet wat is vir hulle belangrik, weet wat laat hulle tik, weet wat leef in hulle wêreld, sodat jy in daai wêreld kan inspraak hê. En dit is baie moeite, veral as jy tieners in jou huis het, om die hele tyd te probeer in ritme met hulle kom. Want daar's generasieverskille en allerhande uitdagings, maar om ten minste te probeer om jou kind te ken en in daai wêreld inspraak te hê.
Dan wil ek net, moet ons mekaar sê, om op hierdie manier lief te hê, om in koneksie met mekaar te wees, is morsig. Dit is nie soos om vir mekaar 'n voice note te stuur en dan kan jy nou eers mooi dink wat jy wil sê en dan stuur ek vir jou 'n voice note en dan kan jy mooi dink wat jy wil sê en jy stuur vir my 'n voice note terug en so kommunikeer ons met mekaar nie. As ons mekaar so in die gesig kyk, dan is dit morsig. Jy kan enige oomblik iets sê wat ek nie op voorbereid is nie. Dis onvoorspelbaar. Jy kan dalk my in die rede val en ek weet nie hoe om nou weer my storieetjie terug te kry nie. Om so met mekaar in koneksie te wees, om in mekaar se velle in te klim, om jouself uit te stort en jouself te verneder en neer te lê, is morsig. Maar dis altyd die moeite werd, om wel in daardie gesprekke betrokke te raak, om nie op 'n plek te kom waar jy net sê, ag man, ons leef in 'n geval al so lank net verby mekaar, ek gaan nou net my eie rigting inslaan, want die dag wat jy daai besluit neem, daardie selfde dag, is die dag wat die moeilikheid gaan begin. So kies om dan maar weer koneksie te soek. En ons gaan nou by nog praktiese maniere uitkom, maar weet net, om mekaar so lief te hê is morsig. Maar dit is die moeite werd, kyk mekaar in die oë, sit die TV af, vra die moeilike vrae, raak betrokke. Want anders word 'n mens net kamermaats en jy deel net al die logistieke reëlings en jy kom op 'n plek waar jy besef ek weet nie wat in hierdie mense se harte aangaan nie en ons deel 'n dak. Dan wil ek net gou sê, wat is die ding wat koneksie, hierdie manier van lief hê steel? Jou telefoon, jou selfoon, steel jou koneksie met jou geliefdes. As jy in 'n gesprek is met jou kind of met jou man en jy het hierdie selfoon net hier, hy lê net daar op die tafel en jou oë gaan net so, want jy sien hy het gebuzz. Jy was nie net so noodwendig van plan om nou daardie ding te antwoord nie, maar jy het koneksie, oogkontak gebreek. Die persoon met wie jy nou in gesprek is, kom dit dadelik agter en hulle voel dadelik, ag nee wat help dit? Ek is in 'n geval nie so belangrik vir hierdie persoon nie, want hulle is nie eers met my nie. Hulle kop is in 'n geval by daardie ding. Geliefdes, daardie telefone moet gaan. Hulle mag nie eers in dieselfde vertrek wees nie. Selfs al sit jy jou selfoon terwyl jy en jou geliefdes met mekaar 'n gesprek het, onderste bo neer. Die oomblik wat daardie ding buzz, is jou aandag by dit. Sit dit in 'n ander vertrek. Laat julle etenstafels tyd 'n no-phone zone wees. Kies 'n uur in die dag, as almal sê maar van aktiwiteite af terugkom, almal kom van die werk af, daardie eerste uur, daardie eerste halfuur, moet almal se telefone in die kamers wees en julle is in die sitkamer by mekaar besig. Die oomblik wat jy met iemand in gesprek is, want jy wil by hulle hart uitkom en jy het daardie selfoon in dieselfde omgewing, dan is daai ding 'n bedreiging vir koneksie. Geliefdes, ons maak nie meer met mekaar behoorlike koneksies nie. En die tekens daarvan is oral sigbaar in ons samelewing. Ek wil net een voorbeeld vat van navorsing wat hierdie ding vir ons wys. Massamoorde. Dis nou waar 'n persoon in 'n vertrek of in 'n hotel of in 'n skool of in so 'n plek inkom en net begin skiet. Massamoorde. In die 60s was daar 1. In die 80s, né, was daar 27. In die 90s, 10 jaar later, het hy weer verdubbel. So in 20 jaar het hy van 1 na 27 gegaan. In 10 jaar, in die 90s het hy verdubbel na 58. In die laaste dekade het hy weer verdubbel na 120. Dis in 'n baie kort rukkie, na my mening, het hierdie ding meer as verdubbel elke 10 jaar.
Nou het hulle gaan navorsing doen vir die persone wat die massamoorde pleeg, wat dan nou sou kon oorleef het hulle gevind dat 70% van hierdie persone, en dan het hulle onderhoude ook gevoer, is jonger as 15 jaar. Skokkend, 70% is jonger as 15 jaar. En die navorsing toon dat daardie persone 'n geïsoleerde lewe geleef het. Hulle het nêrens kontak gehad in 'n gemeenskap van gelowiges nie. Daarom is kerk ook belangrik. Hulle het nie kontak gehad met hulle naaste geliefdes nie, ouers, hulle portuïergroep. En daardie kinders het die meeste van hulle tyd op digitale media spandeer. Hulle was geïsoleerd, hulle was alleen en hulle was weerhou van koneksie. Koneksie, geliefdes, is belangrik. So nou is die vraag prakties, hoe gaan ons dit doen? Die eerste manier, aanvaar jou geliefdes en wys vir hulle, jy is lief vir hulle, ten spyte van hulle emosionele stand. Jou huismense moet weet, jy het hulle lief, selfs al het hulle 'n afdag. Hulle is aanvaar by jou, selfs al voel hulle nie goed nie. Hulle is okay by jou, selfs al sleep hulle sterte. Hulle moet weet, jy is lief vir hulle ten spyte van die feit dat hulle nie moed het vir hulle eie dag nie. Jou geliefdes moet weet dat jy hulle lief het en dat jy hulle aanvaar en dat hulle nie hoef te werk vir jou liefde nie. En die maniere ons dit kommunikeer is deur ons woorde en deur ons dade. Nie net jou woorde nie, jou hele lyf moet kommunikeer. Jy het 'n afdag, maar dit beïnvloed nie die manier hoe ek jou liefhet nie en dat ek jou liefhet nie. Die tweede ding is, wees bly oor jou geliefde se teenwoordigheid. Hierdie is 'n eenvoudige ding, maar wees bly as jou geliefde in die vertrek inkom. Weereens, daai selfone. As jou geliefde inkom, dan kyk jy net so op en kyk weer terug. Ons kan by honde ietsie leer. As jy 15 minute gou Spar toe gery het en jy kom terug by die huis, dan is daai hond so bly om jou te sien. Hulle sterte swaai, hulle spring op jou skoot, hulle lek jou in die gesig. Hulle is bly om jou te sien. Ons moet bly wees oor mekaar se teenwoordigheid en ons moet dit vir mekaar wys. So, check jou gesig. Wat kommunikeer jou gesig aan jou geliefdes as hulle in jou teenwoordigheid is? Gaan jou skouertjie so en dink, ek gaan nou alweer. Of kommunikeer jou lyf, ek's bly, jy's hier en hier's ek en jy en ons gaan nou hierdie ding doen. En die derde ding wat ons kan doen is, ons moet trots wees op mekaar. Maar nie trots wees vir dit wat ons doen nie, maar trots wees vir wie daardie persoon is. Met ander woorde, die fokus is daardie persoon se persoonlikheid, daardie persoon se uniekhede, daardie persoon se passies. Nie noodwendig hulle prestasies nie. Ons is geneig om te sê, ek is so trots op jou want jy het dit en dit en dit gedoen. Jy het hierdie rapport huis toe gebring, jy het hierdie ding reg gekry. Maar ons kan net so met trots wees op mekaar se karaktereienskappe. Ek's trots op jou omdat jy sulke lekker mens is. En die manier hoe ons dit doen is om te fokus op dit wat daardie persoon reg doen. En nie noodwendig te fokus op dit wat daardie persoon die hele tyd verkeerd doen nie. Nou julle, ek het 'n 2-jarige en 'n 1-jarige in my huis. Dis baie maklik vir my om die hele tyd uit te sê, moenie daar klim nie, moenie daai ding eet nie, moenie jou trui so trek nie, moenie jou hande aan jou hemp afvee nie, moenie dit doen nie, moenie daar gaan nie. Geliefdes, en ons doen dit met mekaar ook, selfs al is ons groot mense en ons kom dit nie eers agter nie. Onthou, ek moet nou nog daai 2 klein wesens in my huis vorm, maar ek kan nie die hele dag sê, moenie. Wat doen ons reg? Wat doen jou geliefdes reg? En fokus bietjie daarop. Want die goed wat ons in elk geval na ons mening dink, die geliefdes verkeerd doen, is baie keer ook maar jou mening en jou idee van wat jy dink hulle moet doen. Fokus op dit wat hulle reg doen en lig dit uit. Mag die Here vir ons help om mekaar so lief te hê. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons smag na ware koneksie. Ons weet, liewe Here, as ons u woord lees, dat ware koneksie die enigste ding is wat ons sin en betekenis gee, wat ons lewens vol maak.
Liewe Here, maar dit is nie maklik nie. En ons kry dit nie altyd reg nie. En dit is eintlik 'n baie hoë eis en Heilige Gees, ons het U hulp nodig. Want ons kan nie lief hê soos Jesus lief gehad het nie, maar U kan vir ons help en U kan vir ons wys en ons kan groei in dit in. En so ek vra maar net vandag, Heilige Gees, dat U vir ons elkeen sal help om te begin. By die mense die naaste aan ons. Om net weer ware koneksie na te jaag. Amen. Geliefdes, die Here gee ons die volgende opdrag. Gaan hê mekaar lief, soos wat ek julle lief gehad het. Amen. Laat die vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees. En krag gee deur geloof in die Heer. O Heer, help my om altyd so te leef. Om ander oor as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself. En ook eerder te gee as te verwag. Laat die vrede deur my vloei. En laat ek opgee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef. Om ander oor as myself te ag. Ja, om lief te hê, ander bo myself. En ook eerder te gee as te verwag. Laat die vrede deur my vloei. Leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te staan. Dat